wil vanmôre met u praat oor 'n gedeelte wat die Here vir my gewys het, wat ek graag aan my hart vir jou wil bring vanmôre. En ons gaan ons skrifgedeelte uit Rigters lees, maar ek wil vanmôre met jou praat oor die riet. Ek het 'n riet hier voorgesit. Nou hierdie riet is vanmôre om, as een van julle aan die slaap te raak, dan gaan ek jou so op die kop tik, sê word wakker. Nee, ek wil vanmôre met jou praat oor die rietbos. Oor die riet. Die Bybel gebruik sekere dele in die Bybel waar hy praat, waar die Here praat oor die riet. Nou ons ken die Suid-Afrikaanse rietbos. En as na hierdie rietbos kyk voordat ek na die woord gaan, wil ek vir jou sê dat daar sekere elemente in hom wat baie spesiaal is. Eerstens, hy het 'n verskriklike wortelstelsel. As jy daar by die spruit gaan of by die dam, as jy iewers 'n dam het op die plaas, dan sal jy weet as die riete begin groei, hy loop, nee, hy's nou so. As jy hom weer kyk, is hy so. As jy weer kyk so, as jy weer so, dan is hy sommer rondom. Hier in Hartbeesfontein is hy daar van die ou Absa-bank kruising, loop hy al dwars deur tot onder, soos hy hom aangeteel het. So hy het 'n geweldige sterk wortelstelsel. Maar weet jy, om hom so alleen te los, beteken hy nie veel nie. Soos hy hier staan, lyk hy vir my baie skraal en maar en dun. Maar as hulle baie bymekaar is en die wind waai, dan is hulle besig om lof aan God te bring. Ek noem dit sommer so. Want hulle buig en hulle gaan te kere en die wind neem hulle links en regs en dit gaan net te lekker. En ek wil begin om vanmôre met jou te praat of jou te sê, net so is jy belangrik in die teenwoordigheid van die Here vir die Here. Jy kom nie hier na toe dat ons vir jou moet sê dankie dat jy hier is nie. Dankie Rose, jy het vanmôre gekom nie. Ek is so bly jy's hier en vryf ons jou koppie nie. Nee. Jy's hier sodat die Here God na jou kan kyk en sê, mooi so my kind. Mooi so, ek weet ek kan jou vertrou. Onthou julle toe hy met Job gebrek het. Die Here God sê, het jy my knegg Job gesien? Daar's niemand soos hy nie. Nou net so is die kerkbywoning verskriklik belangrik kind van die Here, tot die Here Jesus het gesê, hierin sal die wêreld weet julle is my kerk, deur julle liefde vir mekaar. Daarom is dit belangrik dat ons die kerkbywoning nie sal eenkant los nie. So hierdie riet het 'n besonderse betekenis ook in die Bybel. Maar die riet is ook 'n plant wat nie maklik breek nie. As die wind hom waai, kan hy redelik buig. Hy moet 'n redelike aanslag kry om hom te knak. En as hy knak, is dit amper onmoontlik om hom weer reg te kry. Dis net die Here wat dit kan doen. En daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre hierna kyk en vanmôre vir mekaar sê, wat wil die Here ons leer rondom die riet? Nou ek sien dat toe die Here Jesus ons lees het toe hy op aarde was, kom die disippels van Johannes na Christus toe en hulle kom vra vir hom, want Johannes stuur hulle, hy is in die gevangenis, hier in Matteus 11 dink ek vanaf vers 7 en Johannes is die doper is in die gevangenis en nou stuur hy mense na Jesus toe om vir hom te vra, is u die Messias wat sou kom? Ek dink net getwyfel nie, hy het net nie geweet of daar nog een gaan kom dalk nie. So hy was nie heeltemal seker nie. En dan sê Jesus vir hulle, gaan sê vir Johannes, blindes sien weer, krepeles loop, dowes word horende en aan die armes word die evangelie verkondig. En dan is hulle op pad weer terug na Johannes toe. En toe hulle so op pad terug is, toe sê Jesus die volgende woorde. Hy vra vir die rondom hom. Hy sê, toe julle gegaan het om na Johannes die doper in die woestyn te gaan kyk, wat het julle gesien toe julle daar kom? Wat het julle gesien? Hier is die gedeelte wat verniet is. Die tweede gedeelte wat ek vir jou gaan bring, gaan julle vir my na afloop van die preek, na die diens, gaan julle vir my die donasies gee. Maar hierdie is verniet.
Hy sê eerstens, het julle iemand gesien wat deur die wind heen en weer gewaai word? Het julle 'n riet gesien wat deur die wind heen en weer gewaai word? En net daarna toe sê hy, of het julle iemand gesien wat mooi klere aan het? Toe sê die Here, nee, die mense met mooi klere is in die koning se paleise. Hulle dra mooi klere. Ek wil vanmôre vir die predikante sê, die dominees, die pastore, die gemeenteleiers, die ouderlinge, wie ook al is, as jy vir die Here iewers te werk, is daar twee goed wat uitstaan wat jy vanmôre moet besef. Eerstens, die evangelie van die Here Jesus is nie 'n loop en val evangelie wat jy deur die wind heen en weer geswaai word nie. Dit is sodat in daar waar ons in lewe is die predikante so bewus om mense tog net te behou. Hulle preek wat hulle wil hoor, hulle preek wat die mense aan luister, hulle preek wat hulle aanhang. Ag, die mense is besig om te luister al hierdie opbouende predikers en dinge wat kom. Mense motiveringstoesprake. En hulle bring nie God se woord nie. Wat help dit? Dat ons vol kerke het. Maar ons bring nie God se woord soos dit moet wees nie. Die belangrikste vir enige predikant is die redding van die sondaar se siele. Ja, jy moet hom lering ook leer. Dis nodig, maar jy kan hom nie leer voor hy tot bekering kom nie. En daarom is dit belangrik dat ons mekaar moet sê vandag, predikant, luister, jy wat leier is van 'n groep waar jy vir die Here werk, jy moet weet vanmôre, die belangrikste vir jou is om nie soos 'n riet heen en weer te swaai. As die een nou so sê, dan doen jy dit, en as die ander een so sê, dan doen jy dit, en as die kerkraad so sê, dan doen jy dit. Jy moet doen wat God sê. Punt nommer 1. Tweedens, as daar 'n ding is wat ek dink die Here eendag vir die leiers van die kerk gaan vra, dan is dit, hoekom was julle bekleed met soveel goud en silwer? Hoekom kry julle so verskriklike salarisse gekry? Terwyl die geld eintlik vir die redding van siele moet gaan. Terwyl die meeste van daardie finansies wat in hierdie gemeente of enige ander gemeente ingebring moet eindelik direk vir die redding van kosbare sondaars se siele wees. En nie vir die predikant se salaris seer nie. Ek het nie 'n probleem met die salaris van predikante nie. Ek het nie 'n probleem as hy R100,000 kry nie. Dis reg as die Here dit so sê, maar ek wil vir jou sê, weet jy hoeveel siele kan ons met R100,000 wen? Wow. En weet jy wat gaan dit beteken eendag as daai ou in die hemel kom? Dan dank ek God vir mense op die platteland en iewerster in die berge en iewerste wat maar net 10 of 20 of 100 of R1,000 'n maand kry. Want jy weet, dit wat hulle vir die Here doen, word nie in pragt en praal gedoen nie, maar word uit die hart uit gedoen. Hulle is in gemeentes omdat hulle die Here liefhet, nie omdat die salaris reg is nie. En hierdie is 'n ding wat nog al die jare by my gespook het, en weet nie of die Here dit nou weer wakker gemaak het nie. Maar eendag het jong predikante by my eendag gekom en toe sê ek vir hom, daar's 'n gemeente beskikbaar, hy het net afgestudeer en hy soek 'n gemeente, en ek sê vir hom, weet jy, ek weet van 'n gemeente wat op hierdie stadium nie iemand het nie. En hy vra vir my, wat betaal hulle? Ek sê, broer, ek kan nie vir jou sê nie, maar dis baie min. Hy het nooit weer teruggekom nie. Julle, gaan dit nog oor pragt en praal, of gaan dit vanmôre om die redding van kosbare siele? Ons hoor vanmôre dat ons suster hier vir ons 'n getuienis bring wat die Here sê dat sy koms is naby, en ons almal preek dit, ons almal sê dit, ons almal sê kyk rondom ons wat gebeur. Die mense sit gereed. Putin sit gereed om 'n atoombom te gooi en hy wil net skiet en die Oekraïne uitwis en al hierdie dinge. En ons sien hierdie dinge, as een atoombom val, dan is daar honderde ander wat kom en die hele wêreld kan vernietig word. So maklik as God nie help nie. Maar die woord van die Here sal tot uitvoer gebring word. Die mense met mooi klere aan woon in paleise. Ons het nodig om weer by die Here te hoor. Ons het nodig dat ons weer harte van goud en kerke van hout het. Daar was 'n tyd toe die kerke van hout was, maar die mense se harte was soos goud. Vandag is die kerke soos goud.
Maar die harte is soos hout. Daar is nie meer commitment nie. Daar is nie meer toewyding en oorgawe nie. Nou wil ek verder gaan in die gedeelte wat nou na jou toe en my toe terugkom. En ek wil vanmôre met jou praat oor, en ek in die Bybel gaan kyk na 'n verhaal wat moet aanpas by die breek van die riet wat Jesus van praat. En toe kom ek by hierdie gebeurtenis in die Bybel wat hy praat van die sterkste man wat ooit op aarde geleef het, Samson. En Samson het 'n besonderse verhaal. Sy verhaal begin waar die Here, God, die engel van die Here met sy ma en pa praat en sê daar gaan 'n seentjie gebore word en hy gaan Israel bevry van die oorheersing van die vyand. En hierdie ou word groot as 'n Nasareër. 'n Nasareër beteken afgesonder vir die Here. Daar's sekere goed wat hy nie mag doen nie. Hy mag geen druiwe van die druiwe eet nie, niks nie. Nie druiwesap nie, nie wyn nie, niks nie. Hy mag nie sy hare skeer nie. Sy hare moet groei totdat hy daardie belofte wat God met hom gemaak het, heeltemal vervul is. Dan kan hy dit afsny. Sou dit gebeur, word die belofte of die gelofte of die verbond tussen hom en God opgesê. En hier kom die Bybel en hy leer vir ons, hierdie ou doen baie dinge. Hy was baie sterk. Dit sê nie hy was gebou soos 'n bodybuilder nie. Die Bybel sê nie daarvan nie. Miskien was hy, ek weet nie. Maar die Heilige Gees het nie bodybuilders nodig om wonderwerke te doen nie. En die Bybel leer ons dat hierdie ou was so verskriklik sterk dat hy vat 'n leeu toe 'n leeu omstorm. Die Bybel sê toe gryp hy die leeu en hy sit sy vingers in sy tande en hy skeer daar die hele mond en kaak van die leeu oop. Dit sê die Bybel. Hy was so sterk, as hulle hom met toue vasbind, dan het hy met inspanning hierdie toue gebreek. Hulle kon hom nie bind nie. Hulle het hom op verskillende maniere, een keer het hulle die hekpoorte toe van die stad het hulle toegemaak, daar die eysterpoorte gesluit, dat hy binne moes bly, en hy kom, en hy vat daar die eysterpoorte, en hy lig hulle uit die grond uit. En hy loop met hulle tot bo op 'n heuwel, en hy gooi dit daar neer. Wat 'n sterk man. Maar voor jy te erg oor hom te kere gaan, vir ek en jy te veel kyk na die menslike, laat ons sien hoekom was hy so. Die rede hoekom hy so was, is omdat die Gees van die Here God van hom besit geneem het. En by die Here is niks onmoontlik nie. Nou kom ons lees Rigters 16 vanaf vers 19, net so 3 versies. En hy het op Delila se skoot aan die slaap geraak. En 'n man geroep en die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing en sy krag het van hom gewyk. Toe sê sy: "Die Filistyn is op jou, Samson." Toe hy sy slaap wakker word, sê hy: "Ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk, want hy het nie geweet die Here het van hom af weggegaan nie." Daarom het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek, om afgebring na Gaza met koperkettinge gebind, en hy moes daar maal in die gevangenis. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei, sodra dit afgeskeer was. Samson het een fout gemaak. Hy het gaan luister en sy geheim van sy verbond met God prysgegee. Hy het gegaan en hulle het sy hare afgeskeer en die verbond het opgehou. En die Bybel sê, toe hy wakker word, toe dink hy, ek is nog net so sterk soos altyd. Want hy was nog net so gebou, as hy dan 'n bodybuilder was hy nog steeds so gebou. Maar het hom vasgebind en skielik kan hy nie meer die toue loskry nie. Hoekom? Wat is die rede? Die Bybel sê, hy het nie geweet, die Here het hom verlaat nie. Liewe mensies, ons ken vandag baie mense rondom ons, wat soos hierdie geknakte riet lyk. Ons ken vanmôre baie mense rondom ons, wat een of ander stadium in hulle lewe, deur die sorge van die lewe geknak is. Kan vanmôre verskillende omstandighede wees.
Ek moes vanmôre my krag gebruik om hierdie riet te breek, die wind, die afgelope storms wat ons hierdie seisoen wat verby is, dit nie reg gekry nie. Maar ek kon dit breek vanmôre. Daar's net twee maniere hoe mense geknak word. Die eerste manier is wanneer jy deur die vyand oorval word. Johannes 10 vers 10 sê, Jesus sê, die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. Met ander woorde, die vyand gaan jou nie los nie. As hy jou kan vernietig, sal hy jou vernietig. As hy jou kan knak, sal hy jou knak. Moenie dink, jy kan hom al vanmôre agter op jou voertuig laat ry en vir hom sê, langs die pad oplaai, sê, klim maar op, ou broer, jy kan maar saam met my ry nie. Hy gaan nie daar bly sit nie. Ek wil amper vir jou op so 'n manier uitdruk en sê, hy staan soms langs die pad en hyk. En dan ry jy en as jy by hom verby, dan sê die Heilige Gees, ry aan, ry aan, ry aan. As jy so 'n bietjie verby gaan, dan sê jy, ag nee, wag, daai arme ou. Kom ons gaan laai hom op. Jy draai jy om. Dan sê die Gees van die Here vir jou, moenie. Maar jy gaan, ag, ek kry hom so jammer. Ag Here, u woord sê dan ons moet die armes help. Praat ek nie van armes nie, ek praat van die vyand. Laai hom op. En nou sit hy agter op die bak. Eers baie nederig. Waar gaan jy? Nee oom, ek gaan saam met jou daar waar jy gaan. Ek gaan ook na die volgende dorp toe. En nou sit hy agter op die bak want jy het hom opgelaai. Maar liewe mens, hy is nie tevrede daar nie. As jy weer kyk, dan klop hy aan die venster. Dan sê hy vir jou vriend, laat ek net langs jou sit. Ek kry koud hier agter. Laat my net inklim. En dan maak jy vir my deur oop en dan is hy binne in. En as hy binne is hy nog nie tevrede nie. Weet jy wanneer is hy tevrede? Wanneer hy die stuurwiel van jou voertuig neem. Wanneer hy die stuurwiel van jou lewe neem, dan is hy tevrede. So daarom is dit hy wat slag en steel en verwoes. En ons het baie sulke mense, ons noem dit vandag afvlerkvoeltjies. Baie van hierdie afvlerkvoeltjies vanmôre wat iewers in die lewe seer gekry het en vanmôre nie meer kan opstaan en weet hoe om dit te hanteer nie. Vanmôre terwyl ek en Rose daar buite sit net voor ons kerk toe kom, kry sy 'n WhatsApp van iemand wat by ons baie bekend is. En die persoon huil, laat die trane loop. Sy sê vir haar, sy sê Rose, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek wil nie meer lewe nie. Ek kan nie meer aangaan nie. En sy noem al die redes van haar seer en haar pyn en al die dinge wat sy het op. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, luister vir my. Rondom ons sit daar vanmôre baie sulke afvlerkvoeltjies vanmôre wat nie weet hoe om te vlieg oor hulle omstandighede nie. Dat nie meer vanmôre soos 'n arend kan opstyg en bo die omstandighede uitstyg en sê, Here, U kan my help. Die winde van die Heilige Gees kan my oplig. Die rede hoekom jy vanmôre geknak is, kan baie redes wees. Jy kan vanmôre soos hierdie riet lyk oor baie dinge. En ja, 'n ruk gelede was ons ook geknak. 'n Ruk gelede het ek en Rose ook die knakking van die lewe gevoel. Dis nie die maklikste ding om 'n kind te verloor deur die dood nie. Dis nie die maklikste ding om oor dit te kom, en te sê, Here, hoekom? En daai opdrif oomblik van jou, praat God nie met jou nie. Want hy weet, as hy iets sê, gaan jy 10 maal erger word. So hy los jou, laat jy uitwoed. Onthou jy, toe jy klein was en jy stout was, wat die pa vir jou gesê, of ma, gaan sit in jou kamer. Sit in jou kamer. En hy hoop, daar in die kamer, gaan jy 'n bietjie besinning kry. En as 'n mens so in uitbarsting is, dan is dit asof jy nie meer die stem van die Here hoor nie. Ek glo hy antwoord jou, maar jy hoor dit nie. Want jy wil dit nie hoor nie. Mense bring vir jou raad, maar jy luister nie daarna nie. Want jy sien jou pyn is te veel. En al wat jy op konsentreer is die pyn wat voor jou lê. En daarom is belangrik om gesond te word. Daardeur moet jy eers by hom uitkom wat die geknakte riet kan help. Jy moet by hom uitkom wat die lewe gee en die oorwinning gee, dan sal jy eers gesond word. En mense loop vandag nog jare na so 'n ongeluk en sulke dinge waar jy jou werk verloor het of wat ook al met jou gebeur het, of 'n groot siekte wat oor jou pad gekom het. En vir jare loop jy met die hartseer
van 'n geknakte riet. Is jy ook dalk vanmôre so geknakte riet? Matteus 12 vers 20. Ons sê maklik, Here, gee jy dan nie om nie? Is u dan nie daar nie? Ek wil vanmôre vir julle sê, hy was altyd daar by jou. Onthou julle toe Lazarus gesterf het? Die Bybel sê Jesus het 3 dae gewag voor hy daar aangekom het. Hulle het hom al 3 dae teruggeroep, toe kom hy nie daar uit nie. En 3 dae daarna toe kom hy daar uit. En nou storm Martha na hom toe, Maria. Hulle vra soek antwoorde. Here, as u was, sou dit nie gebeur het nie. Eintlik sê ons, dis u skuld. Hoekom het u nie hier gewees nie? Waar was u dan? As u maar net gekom het, ons u geroep het. En dan sê Jesus vir haar, ek is die weg en die lewe. Hy sê vir haar, Lazarus gaan weer leef. Sy sê, ja Here, in die opstanding. Hy sê nee. En dan begin hy huil. En hierdie verhaal is my so interessant. Jesus huil by die graf van Lazarus. Die Jode sê, het hy hom so lief gehad, dat hy so huil oor sy vriend. Kon hy dan nie maar iets gedoen het nie? Maar weet jy, hy huil nie oor die dood nie, want hy weet hy gaan nou vir Lazarus lewendig maak. So hy huil nie omdat Lazarus dood is nie. Hy huil omdat hy al die hartseer van al die mensdom reg oor die aarde se bestaan kan sien en ervaar. Hy weet van die eerste mens wat gesterf het, toe hulle besig, toe Kain en Abel in 'n geveg raak en Kain slaan vir Abel dood en hy sien hoe daardie Eva by haar seun neerval en sy huil en sy ween en die trane drup op sy gesig en sy huil en die bloed loop in die aarde in. Toe het God al trane in sy oë gehad oor die seer wat oor die mensdom kom. Dit was nooit in God se beplanning nie. Dit was nooit in God se beplanning dat daar geknakte riete onder ons moet wees nie. Dit was nooit in God se beplanning dat jy en ek die seer van hartseer van die dood moes deurgaan nie. Nou Lourens, wat maak dan dat mense doodgaan? Is dit dan nie God wat hulle laat sterf nie? Ek wil vir jou sê, die mens sterf oor die sondeval wat oor die wêreld gekom het. Daar sou nooit dood gewees het as die Adam nie gesondig het nie. Dood sou nooit ingetree het nie. Het die Here nie gesê, jy mag van al die bome eet, maar as jy van daai een boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En daar het die dood ingeskop. Adam het die dood oor homself gebring. En dit het deurgevloei tot by elke mens. En al wat ons kan help, is vanmôre om by die oplossing van die dood uit te kom. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, maar die oorwinning is deur die kosbare bloed van ons Here. Loof die Here. En daarom, as jy vanmôre dan iemand is wat geknak is, vir jou is daar hoop. Vir jou wil ek vanmôre die boodskap bring uit Johannes 10 vers 10, waar hy sê, die dief kom om te steel en te verwoes, maar ek het gekom, dat julle lewe in oorvloed kan hê. Ek wil verder gaan. En ek wil vir jou die tweede punt wys. Die eerste punt is met ander woorde die vyand wat jou vernietig. Die tweede punt is Jakobus 1 vers 13 tot 15. Hy sê God versoek niemand nie. En God word deur niemand versoek nie. Hy sê maar die mens word versoek wanneer deur sy eie begeertes weggesleep en verlei word en as die sonde geopenbaar word, op die ou einde bring hy die dood voort. Baie keer kom knakke in ons lewens omdat ons self dit oor ons bring. Dinge wat ons doen wat ons nie moet doen nie. Ja. Ou wat te veel brandewyn inneem, vir hom mag daar dalk
'n dag kom wat hy een of ander tyd lewerprobleme opdoen. Mense wat verslaaf word aan dwelms, dan gaan 'n dag kom wat dit hom gaan inhaal. Mens knak soms onder jou eie dinge. Maar vanmôre wil ek vir jou lees Matteus 12 vers 20. Hy sê die geknakte riet sal ek nie verbreek en die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. Die geknakte riet sal die Here Jesus nie afbreek nie. Al lyk jy vanmôre so, hy gaan jou nie verbreek nie. Al lyk jy vanmôre asof die hele wêreld teen jou draai, hy het jou nog nooit gelos nie. Hy is nog elke dag by jou. Dat jy vanmôre in jou huis kan instap en 'n lekker warm bed kan hê, is sy genade. As jy vanmôre nog 'n vriendekring het, is God se genade. As jy vanmôre nog met jou hande kan werk en jy kan nog bou en jy kan dinge doen, is God se genade. Dat jy vanmôre nog kan boer en jy kan jou trekker bestuur en jy kan jou motor bestuur en jou bakkie bestuur, God se genade. En jy nog vanmôre 'n familie en vriende en kinders het, is God se genade. Dat jy dit vanmôre het, is sy goedheid en sy guns oor jou. Hy sal die geknakte riet nie breek nie. Hy gaan hom nie verder afbreek nie. As ek hom nou verder hier draai, gaan die ding heel afbreek. As hy so is, gaan hy nog so 'n bietjie groen bly. Maar as hy afgebreek het, gaan hierdie boonste stuk verdroog. En Jesus sal jou nooit laat verdroog nie. Daar kom 'n oordeelsdag. En daarby kan niemand verbykom nie. Maar hy gaan jou nie hier vernietig nie. Hy is nie hier om vanmôre jou lewe tot nul te maak nie. Hy is hier om jou nuwe krag te gee. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vlerke soos arende. Hulle hardloop word nie moeg nie, hulle loop en hulle word nie mat nie. Die wat op die Here wag. Dis nie maklik om op die Here te wag nie. Ek het eendag so geknakte riet geontmoet. 'n Jong man met die naam van Herman. Herman, dalk ken julle van julle hom, het daar naby Brakspruit geboer. Toe in die weermag was, hy het my sy verhaal vertel. Ons het baie by hom gekom, ek en Rose wil hom gaan kuier. Toe in die weermag was, as jong seun het hy pas gekry die naweek. Hulle het huis toe gekom met so, as ek reg onthou, so klein ou Datsun bakkietjie. En hy het gery, hy en sy vriend op pad terug. En toe hulle teruggaan, toe rol die bakkie. En Herman het 'n breuk iewers in sy rugstring en sy nek opgedoen. En Herman was verlam van sy skouers af tot by sy voetsole. Herman was maar 19 jaar oud. En hy is uit die weermag ontslaan en so voorts, en hy het toe die plaasie gekoop waar hulle op geboer het, want sy pa daar geboer, hulle het nie die geld gehad nie, en ek reken so, en hy het toe van daai geld gevat en die plaasie klaar betaal. En sy pa het na hom begin kyk, of na hom gekyk, terwyl hy so, is dit kwadropleeg? Ja, kwadropleeg was. Hy het in 'n reistool gesit en aan pa maar gestoot en hom aangetrek en hom gewas en al die goeders gedoen wat nodig is. En toe kom Herman se tweede aanslag. Na so 'n aantal jare sterf sy pa aan 'n hartaanval. En Herman en sy ma bly oor. Sy ma begin na hom kyk. En sy kry toe later iemand om die dag na hom te kyk, 'n verpleegster. En nie lank daarna nie, ry die ma agter in 'n trekker en wa vas, as ek reg onthou, of 'n vragmotor, ek weet nie, maar iets. En sy is op slag dood. En Herman sit, en die verpleegster pas hom op. Herman boer uit die slaapkamer uit. As hy daar op die bed lê, dan luister hy hoe die trekker daar in die land ry. En as die ou by die trekker ry, klaar geploeg en geplant het, kom hy terug en sê vir hom, sê Herman vir hom, daar en daar het jy die ding
diep ingedruk, die ploeg of wat ook al, en hy kon alles met die ore hoor, hy het alles geweet in die goeders, en jy moet so maak, en jy moet dit doen, en so boer hy. Later neem hulle hom, en hulle sit hom agter op die bakkie, dan sit hulle hom daar op die reistool, dan ry hulle met hom in die lande, en dan kyk hy nou, hoe lyk die gesaaides, en so aan. En eendag kom ons weer daar, en Herman is in 'n toestand, eerste maal in sy lewe, as ons by hom kom, had hy altyd hierdie gedagte gehad, altyd vir my gesê, ag Laurens, dit gaan goed met my, die Here is goed vir my. En ek kon nooit glo, dat man met so wat niks in die lewe, kan hy vir homself doen nie. En hy is nog steeds so positief. Maar hierdie keer, lyk hy soos 'n aflerkvoeltjie. Hy sit in sy reistool en die trane hardloop oor sy wange, vir die eerste maal, in die 2 jaar wat ek hom geken het, huil hy. Ek vra vir hom, wat is fout my vriend? Hy sê, my rug begin krom trek. Hy sê, sien jy hierdie band wat hulle my mee vasmaak? As hulle hierdie band losmaak, dan val ek uit die reistool uit. Hy sê, nou het ek die grootste ding wat ek nou nog gehoor het, is dat na my ma dood is, het sy die testament geskrywe vir die hele familie, en hierdie plaasie moet nou verkoop word. En die geld moet opgedeel word, want hy kon nie die plaas op sy naam kry nie, toe het hy op sy ma se naam gekoop en betaal. En nou word die plaas onder hom verkoop, en hy kry 'n deeltjie, en die ander kry 'n ander deel, en die ander broers wil verkoop, of wat ook al, die familie, wie ook al moet erf. En Herman sit en hy ween daar voor die Here, en hy huil, en hy sê vir my, ek kan nie meer nie. Ek sien nie meer nie, net nie. As ek van die plaas moet afgaan, wat sal van my word? Dis my hele lewe. Dis my alles. Ag, dit was nie lang daarna nie, toe die Here vir Herman kom haal. En hy sit vandag aan die voete van Jesus. Ek weet vanmôre, hy loop soos ek en jy. Ek weet vanmôre, hy is nie meer in mekaar getrek nie. Ek weet vanmôre dat daardie helder oë van hom vanmôre nog meer glinster as ooit toe hy op aarde was. Ek weet vanmôre, want hy is nie vanmôre meer 'n geknakte riet nie. Hy is vanmôre 'n oorwinnaar in Christus Jesus, want hy sit in die troonkamers, hy daar waar God is, en hy aanbid die Here God. Kom ons sê maar, hy is in die paradys. Hoe dit ook al sê, ek wil vanmôre vir jou vra, as jy vanmôre geknakte riet is, God het nie van jou vergeet nie. Die Here het vanmôre 'n boodskap wat ek vir jou moet gee. Hy het nie van jou vergeet nie. Hy weet van jou. Hy weet van elke traan wat jy huil. Hy weet van elke hartseer wat in jou binneste is. Hy weet as jy daar agter jou huis gaan sit, want niemand jou sien nie, en jy huil. Jy huil oor jou kind. Jy huil oor jou familie wat uitmekaar uit is. Jy huil oor jou besigheid wat tot niet gegaan het. Jy huil vanmôre dalk, want jy nie meer gesond is nie. God weet van alles. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Sy belofte is, hy sal jou nooit los nie. Hy is saam met jou, solank jy by hom bly. Hy sal jou nooit verlaat of verstoot nie. Onthou julle die verlore seun, toe hy weggaan van die Vader. Sê die Bybel het die Vader elke dag gaan kyk of hy nie dalk terugkom nie. Elke dag gehoop hierdie jongman sal tot sy sin kom. En toe die jongman terugkom, het hy hom tegemoet gehardloop. En die Bybel sê, het sy arms om hom geslaan. En ek kan vanmôre dink, wat 'n skouspel. Hierdie jong seun wat stink, want hy kom direk uit die varkhokke uit. Die varkhokke is nou nie juist die plek waar die lekkerste ruik met die meeste parfuum nie. En hy is arm en hy eet van die pele van die varke, en hier kom hy aangehardloop met daai vuil tone wat in daardie varkhok was, voete, en hier storm hy, en hier kom sy pa. Dit kan net 'n pa wees wat dit kan doen. Dit kan net 'n pa wees of 'n ma wat sy seun so sal omhels en sê, kom my kind,
Ja pa, maar ek moet eers bely, ek het sonde gedoen. Ag my kind, vergeet van die verlede. Dis verby, dis afgehandel. Maar pa, jy weet, ek het verkeerd gedoen teenoor U en teenoor die hemele. O my kind, jy was verlore en jy's gevind. Jy was dood en jy weer lewendig geword. Dit kan net God die Vader se liefde wees. Dis die liefde wat ek vir jou wil wys vanmôre. So lief het God jou, dat hy vir jou deur sy seun die prys betaal het. Daarom kan ons nie vanmôre twyfel aan sy liefde vir jou nie. Moet nooit weer sê, kyk wat het God gedoen nie. God versoek niemand nie. Hy is goed teenoor almal. Die Bybel sê hy is goed selfs vir die onregverdiges. Hy laat die son skyn oor die sondaars ook. Hy laat die reën val op die buurman wat 'n sondaar is op plaas ook. Die Here is net goed, soos Rose altyd sê. Die Here is net goed. In hom is daar geen kwaad nie. Dis nie hy wat jou so seer maak nie. Dis nie hy wat jou so knak nie. Dis jy of jou omstandighede of die vyand wat dit doen, maar dit is nie God nie. Ek wil vanmôre vir jou sê Jesus huil. Soos die Bybel sê, hy het meer gehuil as almal by die graf. Hy huil vanmôre saam met jou oor jou hartseer. Na die begrafenis, die afsterwe van ons kind, toe kry ons die tyding dat ons dogter het skielik in mekaar gesak. Sy het 'n geweldige pyn gekry op die maag, soveel so dat sy heeltemal in mekaar gesak het. Sy is by die hospitaal en die dokter sê dis onverklaarbaar. En ek praat nou wat die groot geneesheere sê, die spesialiste. Hulle staan by die bed en skud hulle die kop en sê hulle vir die verpleegsters, hierdie mens moet in intensief lê. Hier sit sy en lag en grappe maak. Ons verstaan niks. Die derde keer toe dit gebeur, toe sê hulle, kom ons haal nou maar die galblaas uit. Miskien is dit. Hulle weet tot vandag nie wat is dit nie. God bly op die troon. En ek weet, wat ek vanmôre vir jou wil sê, ek weet dat die Here jou nie los nie. Want toe hulle vir ons sê dat haar telling, inflammasietelling is 11.000. Dit moet 60 wees. En die spesialis sê, die ou wat ek laaste behandel het minder as dit gehad toe sy intensief en hy's later oorlede. En ek huil voor die Here. Dis dan wanneer jy regtig opreg bid. En ek sê, Here, U kan dit nie weer oor ons laat kom nie. Hierdie ding mag nie gebeur nie. Binne 3 dae toe sy gesond. En ons glo vandag dat sy nooit weer na die derde aanval wat sy gehad het, dit weer sal hê nie. Wat ek vanmôre by jou net dit wil los is, ons almal het een of ander knakking in ons lewe. En ek wil jou net bemoedig om vir jou te sê, God bly in beheer. Hy sal jou nooit alleen los nie. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Amen. Halleluja. Loof die Here, loof die Here. Amen. Here. Ja, loof die Here. Net 'n bevestiging van die woord. As daar een is vanmôre, ag ons hoef nie die oë te sluit nie. As jy vanmôre voel soos hierdie geknakte riet, en jy het vanmôre net gebed nodig, en jy het vanmôre gehoor, jy is goed genoeg. Vir die Here is jy goed genoeg. Jy is nie te swak dat hy nie na jou omsien nie. Jy is nie te niks werd nie. Jy is kosbaar in sy oë. En as jy vanmôre regtig gebed nodig het, dan vra ek jou nou op te staan in jou sitplek, terwyl almal kan maar kyk, maak nie saak nie. Dis saak tussen jou en God. As jy wil hê ek moet vir jou bid, dan staan jy net op. Is daar so iemand? Vanmôre wil hê. Dankie. Daar staan baie mense op. Is daar nog iemand? Prys die Here. Ja. Dis nie so om skaam te wees nie. Ons gaan vir jou bid vanmôre. Ons gaan die Here vra dat hulle ons boetas en sissas sal seën terwyl hulle staan.
En die Here hulle aanraak. En die Here hulle vanmôre sal waardig laat voel. En dat hulle vanmôre sal weet, die Here gee om. My boetie, die Here gee om vir jou. My sussie, die Here het jou lief. Liewer as wat jy ooit gedink het. Hy is so lief vir jou. Kom ons steek ons hande uit na hulle. En kom ons bid vir hulle, terwyl hulle staan. Hemelvader, ons hef ons hande op na die hemel. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. En Vader, hierdie boetas en sissers van my, voel vanmôre so stikkende, gebreekte, geknakte riete. Maar u woord sê, u sal die geknakte riet nie verbreek nie. En vanmôre het ons die bemoediging gekry, dat hulle is kosbaar vir u. In u oë is hulle baie, baie kosbaar. En ek wil vanmôre vir hulle bid, dat hulle omstandighede sal verander, dat van hierdie oomblikke af daar 'n vernuwing van die Heilige Gees in hulle harte sal inbrand, sodat hulle hieruit sal stap en sê, ons is nou eenmal die geseëndes van die Here, en dat elke aanval wat die vyand hulle mee aanval, vanmôre verbreek word in die naam van Jesus, en dat hulle van hierdie oomblikke af oorwinning oor dit sal kry, wat dit mag wees, is dit familieprobleme, is dit finansiële probleme, is dit siekte, wat dit ook al mag wees, ons verbreek dit in Jesus naam, ons plaas dit onder die naam van ons Here, en ons weet daar is oorwinning vanmôre. Seën hulle Here, dat die genade met hulle sal wees op hierdie oomblikke, ons bid dit in Jesus naam. Amen.